I've come too far to look back again. There's nothing behind me. All the pleasures I used to love have all faded from view. There's a new day ahead for me. My heartache is over. I left it at Calvary, where my new life begins. I've gone too far to look back. My feet have walked through the valley. I've crossed mountains, crossed rivers. There's the places I've known, but I'm nearing that home shore. The redeemed are rejoicing. Yeah, the angels are singing. I've come too far to look back. Look around, there's no happiness. There's no reason for living. For life will give you broken dreams, full of sorrows and fears. But turn around, don't look back. Face the new day before you. Place your heartache in Jesus' hands. He'll mend broken dreams. Oh, I've come too far to look back. My feet have walked through the valley. I've crossed mountains, crossed rivers. There's the places I've known, but I'm nearing that home shore. The redeemed are rejoicing. Yeah, those angels are singing. I've come too far to look back. Oh, I thought number one would surely be me. I thought I would be what I wanted to be. I thought I could build on life's sinking sand, but I can't even walk without you holding my hand. Yeah. I can't even walk without you holding my hand. The mountain's too high and the valley's too wide. Down
of myself as a mighty big man, and I thought I could make it all alone. I thought of myself as a mighty big man, but I can't even walk without you holding my hand. Oh, I can't even walk without you holding my hand. The mountain's too high and the valley's too wide. Down on my knees I learned to stand, but I can't even walk without you holding my hand. Come on, stick your hands up and say that. Oh yes, I can't even walk without you holding my hand. The mountain's too high and the valley's too wide. Down on my knees I learned to stand, for I can't even walk. I know I can't even walk. Oh no, I can't even walk without you holding my Halleluja, as hierdie woorde nie waar nie, kerk. Halleluja, kom ons staan op jou voete en steek jou hande net so 'n bietjie op in hierdie aand. Dankie Here Jesus, sing die aanbiddingslied saam. Dit is so belangrik. O, gegee. Ek is oorgegee. My hele lewe is oorgegee. Sing dit nog een keer in gebed, kerk. Oorgegee. Ek is oorgegee. My hele lewe is oorgegee. Come on, God. Oh, Here I am, is my
daar wees, kan jy 'n paar oomblik jou hande opsteek. Besef wat jy sing, Here, ons is in hierdie aand om oor te gee. Dankie, Here Jesus. Verklaar dit met jou eie lippe. Kan ons dit nog een keer sê, Here in die hand. Dankie vir die krag van die Heilige Gees in ons binne, Here. Oh, val op hierdie plek, Here, met die Shekinah heerlikheid, Here. Ons steek ons aan op, kom aan, steek jou aan op, mense. Hier is nou 'n tyd om God se aangesig te soek. Dis nou 'n tyd om die Here se aangesig te soek. Hy is in ons binne, halleluja. Hy is in hierdie plek op hierdie oomblik. Sy Shekinah heerlikheid is hier. Oh, wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Hy is hier om vir jou te gee. Hy is hier om vir jou te ontmoet in hierdie plek, halleluja. Hy is hier om vir jou te genees. Hy is hier om te voorsien, halleluja. Oh, is daar iets vir my te wonderbaar, sê die Here. Is daar iets vir my te groot? Is daar iets vir my bonatuurlik? Nee, alles is moontlik, sê die Here. En reg nou, Here Vader, dank ek U. En Here, soos jy die lied reg sê, lê ons onsself neer soos 'n Isak op die altaar vanaand, Here. Familie, kyk gou vir my. Ek wil gou vir jou met jou deel. Isak stap saam met sy pa Abraham op pad om 'n offer te bring aan die Here. En iewers sê Isak, Pa, waar is die offer? En hy sê vir sy seun, God sal voorsien. Hulle kom op die berg en die offer moet gemaak word. En Pa, ons moet 'n offer maak, maar hier is geen offer wat ons kan gee nie. Hier is geen lam. Hier is geen dier wat ons kan offer nie. En hier is die groot geheim wat ons baie maal mis van Isak. Want toe sy pa vir hom sê, seun, jy's die offer. Hoor mooi, kon Isak gehardloop het en gesê het, Pa, jy moet my eers vang voor jy dit wil reg. Maar wat doen Isak? En dis wat God verlang van die kerk van die Here Jesus Christus in die tye waarin ons leef. Hy sê, Pa, as dit God se wil is, dan lê ek vrywilliglik my lewe neer op hierdie altaar, want ek wil in God se plan wees. En ek sien hoe daai jong seun neer lê op die altaar, en hy sê dalk vir sy pa, en hy sê, Pa, as jy daai dolk deur my hart druk, maak net vinnig, moenie laat ek ly nie, maar ek is hier om God se wil te doen. Ek gaan nie my eie wil doen nie, ek gaan God se wil doen. En daai man lê homself neer, en net voor hy dolk afkom, sê die Here, stop alles. Halleluja, julle het die toets geslaag. En familie, dis waar God sy kerk soek. Weer terug in die tye waarin ons lewe, is manne en vroue wat hulle eie ek kan kruisig, wat hulle eie ek op die altaar kan lê en sê, Here, dit gaan nie oor wat ek wil hê in hierdie lewe nie, maar dit gaan alles oor wat God se plan en wil is vir my lewe. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Here, U plan, U wil, Here. En as jy daardie man is en daardie vrou, steek jou hande op en sê, Here, soos 'n Isak lê ek myself neer in hierdie aand, Here. Elke oog gesluit. Vader, nie wat ons wil hê nie, maar wat U wil hê. Want die geheim van Isak was, hy teen sy eie wil het op die altaar gelê. En God soek weer sy kerk op die altaar.
Die eie ek moet gekruisig word. Die eie ek moet neergelê word. Nie wat ek wil hê nie, Here, maar wat U wil hê. En ek sal gehoorsaam wees tot die dood toe. Of skinder hulle van my, al praat hulle van my, al lag hulle my uit, al praat hulle agter my rug, ek sal my nie steur aan die stemme nie, want ek soek God se plan vir my lewe. Ek soek die wil van God om te manifesteer in my lewe, nie wat ek wil hê nie, maar wat U wil hê, Here. Dis ons gebed in hierdie aand, Here. My alles op die altaar, wagtend op die vuur. Subatarabakatata. Hier is 'n Pinksterkerk. Kan ek 'n paar manne en vroue kry wat op tale kan praat? Kom aan. Begin om God te loof. Begin om die Here te loof. Samakatarabaham. Kom aan, hier is 'n Pinksterkerk as jy nie weet nie. Jy glo ons aan salwing van die Heilige Gees. Jy glo ons op tale praat. Loof die Here. Prys die Here. Kom aan, leg jou stem, leg jou stem, leg jou stem. Samanalamatarabosekatata. Halleluja, Here. Aan U toe kom die lof, die eer en die aanbidding, Here. Oh, it's all about you, God. It's all about you, Jesus. Eba, yes, dit het vloei. Laat het vloei, Here. Daar's 'n rivier in hierdie plek. Eba, tatarabosekarabaranda. Elke oog gesluit, ek kyk jy nou rond nie. As jy wonder wat hier gebeur, is God wat besig is om te werk. Die Here speel in die plek, halleluja. Ja, mararabosiba, borobosiba. Halleluja, borobosiba. Halleluja. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Kyk, sê die Here, ek is in julle midde. Vra van my. Kyk of ek nie die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Ek het jou hart gesien, my kind. Ek het jou begeerte gesien. Ek is hier vanaand om met jou te ontmoet. My salwing is oor jou. My gees is oor jou. Ek bekragtig jou, en wanneer die gees van God oor ons kom, verkoop hy ons siele. En Here, en ek dank U dat U vanaand in hierdie plek elke ene verkoop. Dit wat droog is, Here, kry lewe. O my Here, dit wat droog is, kry lewe. En ons sê dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. U kan 'n sitplek inneem, familie. En ek verstaan my mooi familie. Ek dra die las van wat God op my hart gelê het om die woord te bedien en so meer dra ek baie swaar op my lewe en ek gaan probeer om mooi te praat met jou terwille van Datley wat altyd so mooi praat met julle. Hy praat so mooi met julle. En nou sê julle, hierdie ou skree. Wel, prys die Here. Ek gaan my probeer gedra, maar kan niks beloof nie. Prys die Here. Dankie Datley vir die voorreg wat ek het om hier te wees en my pa en my ma in ons midde, my vrou saam met my regterhand, my steunpilaar. Die een wat vir my sê jy moet minder skree, glo my. Sy sê kort vir my, dis gaan 'n bietjie rof, jy moet bietjie kalm raak. Maar prys die Here. Ek is ernstig oor die vuur van God. Ek is moeg, siek en sat vir 'n dooie kerk. Ek weier om te lyk soos die res. Ek sê my God iets moet beweeg. God is lewendig en die godsdienst moet lewendig wees. Ons kan nie sit met 'n dooie besigheid nie, ons moet God glo. Ons moet die Here vertrou vir herlewing. Ons moet die Here vertrou vir 'n uitstorting van sy gees soos nog nooit nie. Ons moet die wêreld lus maak vir Jesus. Amen. So 2 Kronieke 7 vers 14. Ken jy almal? En hy sê, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Hier is 4 goed wat moet gebeur.
vir 'n land om te genees, vir ootmoediging, bid, sy aangesig soek, en bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Vader, ek dank U, dat U my lippe salf, Here, my onvermoë salf, want Here, ek is nie hier om 'n mens op te lig nie, en ek is nie hier, laat die kollig op my moet wees nie, maar Here, wanneer ek hier staan, skuil ek agter die kruis, Here, sodat Jesus verheerlik kan word, en God opgelig kan word, Here, want dit gaan alles oor U koninkryk, dit gaan alles oor U saak, en ons sê vir U dankie daarvoor, Here, seën my onvermoë, Here, raak hierdie mense aan vanaand, Here, o, Here, ek sien hoe God beweeg, Here, ek sien daar by ons in die gemeente hoe God beweeg, en ek sien hoe God beweeg oor die land, Here, en Vader, dat daar 'n rukwind vanaand in hierdie plek sal wees, van die salwing van die Heilige Gees, in die naam van Jesus, en ek eer U daarvoor in Jesus naam, amen. In Markus 9, sien ons 'n prentjie van 'n paar magtelose disippels. 'n man bring 'n maansieke kind na die disippels toe, en hierdie man vra dat hierdie disippels hierdie maansieke kind moet help, en die disippels doen alles in hulle vermoë om hierdie kind te help, maar niks gebeur nie. En iets gebeur die oomblik toe Jesus verskyn op die toneel. Onmiddellik was daar genesing gewees. Verbaas kom die disippels en hulle vra vir Jesus, Here, hoekom kon U hierdie kind bevry het van sy toestand? Ons kon nie, ons het alles in ons vermoë gedoen om dit te kan doen, maar ons kon dit nie reg kry nie. En Jesus kom in Markus 9 vers 29 en hy sê, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur vas en gebed nie. Ek weet nie of jy dit nog glo nie, maar ek glo nog aan vas en gebed. Ek sê ek glo dit met alles wat binne in my is. En wat ons hier sien, is 'n prentjie van 'n kragtige Jesus en 'n kragtelose kerk. En tot vandag toe nog is dit die geval. Ons het te doen, en verstaan mooi familie, ek het 'n woord hier wat ek nie met u net praat nie, maar ek praat met my. Ek wil praat met Kruiskyk Familie Sentrum weer vanaand. Ek wil praat met elke kerk in Suid-Afrika. Hierdie is 'n boodskap vir die kerk van die Here Jesus Christus. En tot en met vandag toe nog is dit die geval. Ons sit nog steeds met 'n kragtige Jesus en 'n kragtelose kerk. En hier is die probleem, die disippels het staat gemaak op hulle krag en hulle vermoëns. En die probleem wat ons het is, verstaan mooi, ek ken Dudley, ek weet presies wat hy doen, ek weet wat my pa doen, en dis nie hierdie kerk nie, dis nie Lighuis nie, dis ander kerke. Sê amen. Okay. Maar kerke maak staat op organisering. Stelsels wat in plek moet kom. Beplanning, publisiteit, bemarking. Hulle maak staat op menslike kreatiwiteit en vermoëns. Kerke maak staat op die vermoëns van musikante. Hulle maak staat op die vermoëns van die prediker. Maar hoeveel kerke maak staat op die Heilige Gees? Want alles is nutteloos. Alles is nutteloos, familie. As die Heilige Gees nie in die kerk is nie, die Here weet. En ek weet dat dit sy hart is, dat God se salwing in hierdie plek moet wees, dat die krag van die Heilige Gees in hierdie plek moet wees. Ek weet by my pa is dit dieselfde, by my is dit dieselfde. Ons kan nie 'n kerk hê met stelsels en organiserings en beplannings en staat maak. O, Here help ons. Op musikante, ons gaan alle uit die bar uit op 'n Saterdag aand,
En sê, kom speel gaan Sondagoggend wat ons mense moet vermaak word. Hulle moet daar 'n ordentlike gitaarspeler hê. Ordentlike sanger hê. Kom sing net vir ons. Wat ons met die mense vermaak. Kerk van die Here Jesus Christus. In die eindtyd kerk is vermaak taboe. Vermaak is klaar. Dis nou tyd om God te soek. Dis tyd om ernstig te raak weer met die Here. Dis tyd om te sê, Here, dis alles of niks. Here, ek preek lekker vir myself vandag. Amen. Want 'n kerk wat nie die Heilige Gees het nie. Met baie goeie koffie en muffins na die tyd gee om mense te trek. Met baie goed kan organiseer en beplan, met baie kreatief kan wees. Met baie goeie musikante, met baie goeie musikale vermoëns hê. Om die kerk te bou, om mense te trek. Maar ek weet ons leef in 'n tyd. Ek sien dit oral waar ek kom. En meer op aanlyn en wanneer mense kyk na ons dienste en terugvoer gee. Ek kom agter ons leef in 'n tyd waar mense moeg is vir stelsels. Hulle is moeg vir sisteme. Hulle is moeg vir mooi praatjies. Mense sê, gee ons net weer die Heilige Gees. Ons is moeg vir 'n uur programme. Want oor 'n uur moet ons klaar wees want die volgende diens moet begin. En ons moet alles inpas daar. Ons moet vinnig sing en vinnig preek. Moet tog net nie plek maak vir die Heilige Gees nie. Want ons noem nou in die tye waarin ons lewe nie meer die Heilige Gees. Die Heilige Gees nie, maar ons noem hom die Veilige Gees. Hy moet net inkom, ons moet net veilig wees. Maar God soek weer 'n kerk wat sê, dis alles of niks. Heilige Gees kom beweeg. En as dit moet kos, dat ek my stem manne uitskree, dan doen ek dit. Maar ek is klaar met 'n dooie kerk. Ek soek weer manne en vroue, wat God in gees en in waarheid kan dien. Wat heiligmaking kan nastrewe. Wat God kan dien in heiligheid. Amen. Sê amen of eina of doen net iets. Dat ek dink nie, hulle gaan my weer nooi nie. Want as die Heilige Gees uitgehaal word, hoor mooi, al wat sal oorbly, is absoluut niks wat jou lewe sal transformeer en verander. Niks. As jy dit is net die Heilige Gees wat dit kan doen. Ek kan probeer in my beperktheid en Detley kan probeer in sy beperktheid by pa kan bereik, probeer in hulle beperktheid met sekere dinge doen. Maar as die Heilige Gees nie beweeg nie, as die Heilige Gees nie ingryp nie, beteken dit absoluut niks. Halleluja, as die Heilige Gees nie in 'n diens is nie, as die Heilige Gees nie in ons sonnaskool is nie, as die Heilige Gees nie in ons jeug is nie, as die Heilige Gees nie in ons aanbidding is nie, as die Heilige Gees nie in ons prediking is nie, mors ons almal ons tyd op 'n Sondagmôre. Want hier is wat kan gebeur. Deur die Heilige Gees kan die Here 'n kerk soos hier neem om hierdie hele gemeenskap te verander. Kan die Heilige Gees hierdie kerk neem om die hele Gauteng te verander. Kan die Here hierdie kerk gebruik om Suid-Afrika te impakteer. Deur die Heilige Gees kan die kerk dien as 'n katalisator om die morele en geestelike klimaat van die dorp en die gemeenskap in ons land te verander. Dit kan gebeur. Maar net deur die Heilige Gees. En hy alleen. Ek is so lief vir die Heilige Gees. Familie, ek weet baie van julle kyk, sê klim, waarom het jy 'n baadjie aan? So warm. Ek trek 'n baadjie aan omdat ek baie sweet. Ek wil hê jy moet grill vir my sweet nie. So ek is bereid om meer te sweet, laat jy net nie moet grill vir my nie, okay? So ek bedek my sweet met die ding. Halleluja. Ek dink nou maar net aan wanneer ons praat oor die Heilige Gees. Tydens ons 40 Days of Praise. Ons het elke aand kerk gehad vir 40 dae.
En ek het heeltyd was ons Heilige Gees bewus, Heilige Gees bewus, Heilige Gees bewus. En soos dit is, kom ek op 'n getuienis af van Yonggi Cho. En Yonggi Cho sê elke keer, ek dink hy het die grootste kerk gehad, seker in die wêreld, ek kan nou nie onthou hoeveel duisende was ons sy kerk nie. Maar Yonggi Cho sê, voordat hy op die verhoog klim, dan sê hy dit hardop, let's go, Holy Spirit, let's go. Ag Here, sal ons weer manne en vroue hê wat opstaan elke oggend en sê, let's go, Holy Spirit, let's go. Wat doen ons vandag, Heilige Gees? Wat wil jy hê moet ek sê? Wat moet ek doen vandag? Heilige Gees, praat met my, werk deur my. Let's go, Holy Spirit, let's go. En wanneer 'n mens praat van herlewing, is elke kerk geïnteresseerd in herlewing. Almal soek die invloed van herlewing. Ons soek die ervaring van herlewing. Maar niemand soek die voorwaardes van herlewing nie. Want hoor mooi familie, ons kan skree herlewing soveel as wat ons wil, maar herlewing kom met 'n prys. Dit kom met 'n prys. Ons het nodig om die voorwaardes vir herlewing. Ons het nodig om daardie voorwaardes te doen. En die voorwaardes vir herlewing moet die resultate van herlewing vooraf gaan. So wat is die voorwaardes van herlewing? Ons geleesde gedeelte gee vir ons die voorwaardes van herlewing. In volgorde, kronologiese volgorde sê dit nederigheid, gebed, aangesig soek en bekeer. En hier is die vraag, waarom sou bekering laaste wees as bekering eintlik eerste moet wees? Omdat hy praat met sy volk, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hy praat met die kerk, hy praat met elkeen van ons, hy praat met sy kerk, met sy mense, met sy kinders, as my volk, oor wie my naam uitgenoem het, verootmoedig, bid, my aangesig soek, en bekeer. Waarom is bekering laaste? Want hoor mooi familie, wanneer 'n kerk en Christene weer kom op 'n plek waar ons nederig is, waar ons werklik bid, waar ons werklik die aangesig van die Here soek, sal kollegas by die werk, vriende en familie tot bekering kom, want hulle gaan jou dade sien, hulle gaan sien hoe lyk jou gesig, dis vol van die salwing van die Here, dis vol van die Heilige Gees, en jy's vol van die Here, en familie, ons kan nie lyk soos die wêreld nie, word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word met die Gees gevul. O familie, ons kan nie lyk en klink soos die wêreld nie, die probleem met vandag se is, ons klink soos hulle, ons vloek soos hulle, ons syp soos hulle. Oei Here, dit klink of ek in die Kaap is. Julle doen dit mos nog nie. Maar jy moet lig wees. Jy moet heilig lewe. Sonder heiligmaking is dit onmoontlik om God te sien. En hy praat van die vlees. Want daar is 'n gedeelte wat hy sê, God is ons heiligmaking, Jesus is ons heiligmaking. Daar praat hy van die geesmens. Dat jou geesmens is heilig, wanneer hy in jou woon is jou geesmens heilig. Maar daar's 'n opdrag aan die kerk om te sê, jy het nodig om te kyk hoe jy optree. Wat jy sê, hoe jy optree, dus lyk, dit het nodig om heilig te wees. Dit het nodig om, wanneer die mense julle werke sien, moet dit God verheerlik. Partykeer lyk die kerk soos 'n skande vir God se koninkryk. Dat lees my laaste preekie. Ek sien jy weet jy lyk hierdie mense se gesigte nie. Ek sê nou vir jou, hierdie mense gaan vir jou sê as jy jou broer weer kry, is ons weg.
Ek is siek en sat om kerk te speel, familie. Hoekom mors is ons tyd? Hou op om kerk toe te kom en jy moet gewete te sis. Hou op om hier te sit om te kyk, om mense te beïndruk. Ek was in die kerke. Dis tyd om heiligmaking na te strewe. Dis tyd om God te roep vir herlewing. Suid-Afrika het herlewing nodig. Ons het 'n sielelas nodig. Ons het mense wat nodig het. Ons het mense nodig in God se koninkryk. Sondaars moet tot inkeer kom. En wanneer nederig is, werklik nederig is, ons gaan nou, ek gaan lekker lank preek, want dit is my laaste keer hier, sien ek. Ek gaan lank preek. Ek gaan jou hier, en as jy wil gaan, God bless you, ek sal jou klaar vergewe. As jy uitstap, sal ek sê, Here, klaar vergewe. As jy ongemaklik voel, God bless you, hier is ek sommer saai deur hier ook, as jy hier wil uitskiet. Verstaan hoekom is ek nie meer 'n evangelis nie, Dudley. Ek is 'n herder, ek praat met my mense so. En raai wat, dit werk, want hulle dien die Here ordentlik. Hou op om, kom ek fokus hier, maar waaroor praat ek nou? Familie. Kom ons brei gou uit oor hierdie punt en ek gaan probeer om vinnig te maak om daaroor te praat. Kom ons praat gou oor gebed. Glo u nog dat God hoor wanneer ons bid? Ek het 'n woord voorberei vir nie hierdie Sondag nie, die een daarna. En ek praat so 'n bietjie oor gebed. Ek gaan nou nog ietsie sê oor dit. Maar hoor gou mooi, dit gaan jou 'n skok gee, maar dit gaan sin maak wanneer jy klaar geluister het. Ek glo nie in gebed nie. Ek glo in 'n God wat gebed beantwoord. Dink daaroor. Ek glo nie in gebed nie. Ek glo in 'n God wat gebed beantwoord. Daar's 'n verskil. Want jy kan bla 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 praat met die Here, bid, maar jou hart is nie op waar dit moet wees nie. Jy glo nie eens wat jy bid nie. Jy doen dit maar net want jou pa het jou geleer jy moet bid. Maar daar's 'n verskil wanneer jy stil staan en jy weet in die naam van Jesus. Dan weet jy daar's die hemel kom in roering en God sit op die punt van sy troon en hy's gereed om te antwoord. God hoor wanneer ons bid. Matteus 18:18 sê, as 2 of van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat julle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Dink daaraan. Dit sal. Kom ons praat 'n bietjie oor herlewing. 1857 breek daar herlewing uit in New York City. Dit het begin by 'n man wat honger was en verlang het na 'n uitstorting van die Heilige Gees in daardie groot stad. Geestelik op daardie stadium het New York City gelyk soos Suid-Afrika, dor en droog. En ek praat nie fisies nie, want jy het lieflike reën gehad in die laaste paar weke. Maar geestelik is Suid-Afrika dor en droog. Die wêreld. En hierdie man kom en hy bid Psalm 126 vers 4 en is kragtig. Hy sê, o Here, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. En is ons gebed, Here, verander ons lot in Suid-Afrika. Stuur die reën van herlewing, stuur die reën van God se Gees oor Suid-Afrika. En wie weet dat God kan die lot van Suid-Afrika verander. As jy dit nie glo nie, het jy nie geloof nie. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Ek weet, ons moet die hele tyd ons gedagtes gevange neem. Om nie negatief te raak nie. Ons moet heeltyd veg met onsself. As jy die goed sien wat besig is om te gebeur is, hoeveel jaar wat ek laas hier was in hierdie omgewing, ek dink ons is oor die 10 jaar wat ons in die Kaap bly al. En ek en my vrou is geskok hoe dit hier lyk. En dis nie julle skuld nie, so moenie worry nie.
Maar ons roep uit, Here, iets moet verander. En God kan die lot verander. En kan ek 'n bietjie beweeg, dat lief, moet ek stil staan? Neem julle op. Ek sal maar hier staan, toe maar. Ek is onderdanig aan jou. Luister. Ek het 'n ding wat ek doen in die oggende, ek lees 'n hoofstuk nou. So die Here dit op my hart gelê het, lees ek 'n hoofstuk in Johannes en dan 'n hoofstuk in die Psalms elke oggend met my stilte tyd. En ek is in laasweek lees ek Psalm 1. En ek het Psalm 1 is nie baie lank nie, ek lees dit, maar my oog vang Job 42 vers 10. Reg in die hoekie van my Bybel. Ek lees Psalm 1, maar reg in die hoekie bo vang my oog hierdie skrif. En hy skrif ruk vir my. En hy sê, en God het die lot van Job verander. Wanneer? Die oomblik toe hy vir sy vriende begin bid. Wie, wat is jou probleem? Ook nie julle en die ander ouens. Wanneer ons na God gaan, is dit me, myself en I. Here, jy moet vir my. Ek het 10 miljoen rand nodig, Here. Ek wil uit skuld uitkom, Here. Here, nou, ek het genesing nodig, Here. Here, my kinders. En ons vra, en is net ek, en me, myself en I, en me, myself en I. Maar wanneer gaan jy saai met jou gebede? Want die oomblik toe Job in sy krisis, toe die hel losbreek, en hy sit met niks, vir sy vriende begin bid, toe verander God die omstandighede, sy destinasie, verander hy sy lot, kerk van die Here. Ons het baie meer onselfsugtig begin bid, en meer vir ons vriende bid, meer vir ons pastoor bid, meer vir ons kollegas bid, meer bid vir die ander se seën, en kyk hoe gaan God jou seën. Gevra vir Job. Wil jy God met jou omstandighede verander? Jou lot verander, want God kan jou lot verander. Ek gee nie om hoe siek en vuil en groei jou verlede was nie. Maar die Here sê, jy kan kom na my toe, onselfsugtig na my toe kom. Kom, ek gaan aan, Here, help my. Hierdie man het begeer, dat baie mense saam met hom moet bid, vir hierdie herlewing. Want wat 2 of 3 saamstem op die aarde oor enige saak, dit sal hulle ten deel val. Hy plaas 'n kaartjie in die vensterbank van Fillmore Straat in New York City. En hy sê die woorde, as iemand belangstel in herlewing, kom sluit aan by my. Dudley, ons moet 'n bord hier opkry, wat sê, as iemand belangstel in herlewing, kom sluit aan hier by Sterktoring. Julle klomp ongelowiges. Pa, ons moet dit opkry. Lief vir jou daar by ons ook. Ek sê dit nou al lank. As iemand belangstel in herlewing, kom sluit aan by ons. Want ons is ernstig met God. Ons het klaar godsdiens gespeel. Ons het klaar ons gewete gesis. Ons is ernstig met die Here. Natuurlik het hierdie man begin alleen bid. Later was hulle 2, 3, 4. Op die einde, toe staan die kamer te klein en die las van herlewing het begin versprei. En later was daar honderde mense wat voorbidding doen. En dit was die begin van 'n magtige beweging van God se Gees in 1857 in New York City. Abraham was 'n vriend van God genoem. Hoekom? Want hy het gebid. Hy het met God gepraat. Moses was getrou genoem. Ek dink is iets wat ons almal begeer. Om te hoor God sê, jy's getrou. Hoekom was Moses getrou genoem gewees? Want hy het 40 dae en 40 nagte met God gespandeer.
Hy het sy aangesig gesoek en soveel so, dat sy gesig geblink het en sy oë het geblink. Mense kon sien, hy het besigheid gemeen met die Here. En familie, en ek kan onthou, die wat in PPK groot geword het, saam met oom Pieter Snyman, hulle, pas op Pieter Snyman, my pa sal weet en Dudley sal weet, hy het altyd gesê, jou oë moet blink, en jou gesig moet blink, van die heerlikheid van die Here. Sorg dat jy oë blink, sorg dat jy gesig blink, en hoe kry jy dit reg? Tyd met die Here, tyd met die Here, tyd met die Here, tyd met die Here, tyd met die Here. Hoe ken jy God? Wel, ek dink, na 20 jaar ken ek my vrou, maar kom agter, ek kry dit nog nie reg nie. Ek sien ek vat nog mis baie. Maar hoe ken ek haar? Deur tyd met haar te spandeer. Hoe ken jy God? Hoe ken jy God se wil vir jou lewe? Hoe ken jy God se plan vir jou lewe? Tyd met God. Waar spandeer jy tyd met God? Wanneer jy bid. Met hom praat. Sit met die woord. Daniel was 'n geliefde man van God genoem, as gevolg van sy gebedslewe. 3 keer 'n dag het hy gebid. Jesus, kort het hy weggebreek, dat hy gaan bid. Juis in Johannes lees ek, net nadat hy die 5 broodjies en die 2 visse gebreek het. Kom die skare by hom aan. En die Bybel sê, hulle wou Jesus gryp, om hom koning te maak. Gaan lees dit, na die vermeerdering van die 5 broodjies en die 2 vissies. En Jesus vlug van hulle, want hy het nie gekom om koning van Israel te word nie. Hy het gekom om koning van konings te word, oor hierdie wêreld en oor eeue heen en geslagte heen, om met sonde af te reken, sodat ek en u die ewige lewe kan hê, en in 'n verhouding met God te kan staan. Dis hoekom hy na hierdie aarde toe gekom het. En hy kies gebed bo 'n kroon. Want hy het weggehardloop van hulle. Hulle wou hom kroon as koning, maar hy hardloop weg. Die Bybel sê hy het alleen in die berg ingegaan. En ons weet, wanneer Jesus alleen berg toe gegaan het, het hy wat gaan doen? Gaan bid. Gebed moet belangriker wees as 'n kroon op hierdie aarde. Ek praat met myself. Kom ons praat vinnig oor bekering en nou is dit kort. Okay, nou ons gaan amper klaar maak en almal wat bly is daaroor sê amen. Ja, sê. Sal jy kom afsluit met gebed wat so hard amen gesê het? Bekering. Wat beteken bekering? Bekering, hy sê, bekeer van hulle verkeerde weë. En die probleem is, onthou, Galasiërs 5 dink ek sê, die vlees teen die gees en die gees teen die vlees. Hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En ek en jy het altyd te doen met hierdie vleeskarretjie. Solank as wat ons in hierdie vlees is, het ons altyd 'n geveg aan die gang. Amen. Behalwe jy wat perfek is, jy kan maar aangaan. Maar ek worstel met hierdie vlees, dag na dag. Kruisig die vlees, wandel deur die gees, sodat jy nooit die begeerlikhede van die vlees sal volbring. Ons het nodig om werklik die vlees te kruisig. En wat is bekering? Bekering is absoluut dit. Ons wandel en ons doen wat ons wil, wat die vlees wil, ons begeertes, die eie ek, me, myself en I, ons is egosentries, want alles moet oor my gaan. Nie julle, nie ander ouens. Maar bekering is om 'n U-draai te maak en te sê, wat ons reg in die begin van hierdie diens gesê het, ek is klaar. Ek is klaar met wat ek wil. Ek is klaar met my eie ek,
met my wil en my begeertes. Ek draai na wat is die plan en die wil van God vir my lewe. En dis meer belangriker as die eie ek. Dis meer belangriker vir my as wat ek wil hê. Dis hoe 'n Isak lyk wat op die altaar lê. Is u saam met my? So dis bekering. Nou kom ek sê vir u. Bekering is nie noodwendig 'n lewe van iemand wat banke roof, moord pleeg, oorspel en hoerery nie. Maar 'n kroniek is 'n kronologiese volgorde. Hoor mooi, praat die Bybel eers van verootmoediging. Dan praat hy van bid, die aangesig van God soek en bekering. Hoekom? Want wanneer jy werklik jouself verootmoedig voor God en jy werklik nederig is en laag by sy voete lê en sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in my lewe, nie wat ek wil hê nie, maar wat u wil, en ek is nederig genoeg om te sê, Here, dit gaan nie oor Clemens nie, dit gaan nie oor wat ek wil hê nie, dit gaan alles oor wat u wil hê, Here. En wanneer jy werklik nederig is voor die Here, dan sal God goed aan jou openbaar, wat jy vanaf moet wegdraai, goed, wat alles is behalwe roof en oorspel en hoerery. Goed soos. Dit gebeur met my, want hoe meer ek my verootmoedig voor die Here, hoe meer ek stil raak en bid, sy aangesig soek, dan is die eerste ding wat hy vinnig vir my sê, hey Clemens, gisteraand, hoe jy jou vrou gehanteer het, was verkeerd. En dan moet ek bekeer, en sê, Here, ek is jammer, ek het gedoen wat die vlees wou doen, ek sal doen wat u wil hê ek moet doen, Here. Daar's goed wat die Heilige Gees aan ons openbaar, wanneer ons werklik nederig is, en laag by sy voete lê, wat hy wil hê ons moet van wegdraai. Kort is daar goed wat ons moet van bekeer. En hoe meer ek bid, en hoe nader ek aan God beweeg, hoe meer kom ek agter, ek het soveel tekortkominge. Is dit net ek? Okay. Hoe meer ek laag lê voor die Here, hoe meer ek bid en hoe meer ek sy aangesig soek, hoe meer kom ek agter, ek het soveel tekortkominge. Aangesig soek, ons is amper klaar, tel dit af, ons is nog enetjie oor die dan, ons is klaar. Aangesig soek. Soek jy God se hand, of soek jy iets? Of soek jy sy aangesig? Soek jy iets, of soek jy werklik sy aangesig? Kom ek sê vir u familie, Abraham was 'n vriend van God genoem. As ek en jy vriende is, en jy kom elke liewe dag by my en sê, Clemens, het jy nie vir my R1000 nie? Het jy nie vir my R100 nie? Gaan ek later sê, ek wil nie meer jou vriend wees nie, jy maak my moeg. Jy roei my uit. Is God jou vriend omdat jy iets soek? Sabaratura basokan. Baserata bayen. Of soek jy hom omdat jy hom liefhet? Want as vriende wat ek het, ek soek niks van hulle nie. Ek wil net sy geselskap hê, want hy is my vriend. Soek jy iets by God, of wil jy werklik net sê, I love you, with everything, with that. Ek het dit teen jou sê die Bybel, dat jy jou eerste liefde verloor het. En baie mense sal nie kan bid, as hulle nie kan vra nie. Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gehang moet glo, dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek, maar die Engels druk dit baie goed uit, en hy sê, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists,
and that he rewards, hoor nou mooi, those who earnestly seek him. As jy besig om ernstig na die Here te soek, as jy ywerig om hom te soek, nie vir iets nie, nie vir sy hand nie, but because you love him and he's your best friend. Ek voel so God, ek weet of jy dit voel nie, halleluja, God is in hierdie plek, familie, ek wil hê die hele Suid-Afrika moet hierdie woord hoor, want God sê, my kerk het lou geword, ek het nodig, dat my kerk moet wakker word, en weer my aangesig soek, nie my hand nie, maar my aangesig soek, in heiligheid. Jeremia 29:13 en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Nie 'n stukkie van jou hart nie. Clemens, ek kry nie God nie. Want jy het nog nie met jou hele hart gevra nie. Want jy staan met een voet in die wêreld. En jy probeer die vlees bevredig. En jy is meer op die vlees gefokus as die gees. En die Here sê, as jy met jou hele hart my gaan soek, beteken dit, kom uit die wêreldsisteem uit. Moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Moenie die patroon van die wêreld aanneem nie. Breek die ritme van hierdie wêreld met 'n goddelike natuur. Wees heilig, sê die Here, want ek is heilige. Kerk van die Here. Ons het nodig om ag te slaan, om God te soek met ons hele hart. Jy gaan nie uitstap en sê, die Here weet, ek moes nooit op 'n Vrydag aand kerk toe gegaan het nie. Maar weet jy wat, ek dink die regte mense is hier. Want hoor wat ek vandag vir u sê, hier gaan man en vrou hier opstaan, Detley, ek profeteer dit in die naam van die Here, wat hierdie area gaan skud. Hierdie kerk, 6 maande gaan hierdie kerk way te klein wees. Ek weet nie wat gaan hier gebeur nie. Maar hier gaan vroue en manne hier opwek, wat sê ek is moeg, siek en sat. Om te lyk soos die wêreld, om net aan te ploeter en my gewete te sus, ek was kerk toe, ek wil 'n verskil maak, ek soek sy aangesig, ek soek die Here, met alles, en ek het hom lief met my hele hart. Kom ek maak klaar, dat jy kan rustig raak, en sê dankie tog. Nederigheid. Pastor Waltie Snyman het so 2 weke wat ewe terug daar by my bedien. En na die tyd toe gaan eet ons iets en hy sê hierdie woorde vir my. Hy sê, pride is like bad breath. You're the last one to know it. Ek is nie hoogmoedig nie. Die probleem is met 'n, ekskuus mense, dit is 'n vreeslike metafoor. Maar met iemand wat sy asem nie lekker ruik nie, jy is die laaste een wat dit uitvind. Almal om jou weet al lankal jou asem ruik nie lekker nie, maar jy het dit nog nie agtergekom. En dis dieselfde met hoogmoed. Almal weet dit al lankal gesien. Almal het jou trots lankal gesien, maar jy het dit nog nie gesien. En nederigheid is iets wat heel eerste voorkom. Kom ek jaag om klaar te maak. Jesaja 57 vers 15, wat ons praat oor herlewing. En as jy jou Bybel het, maak dit gou vir my oop, want ek wil jy dit self lees met jou eie oë. Jesaja 57 vers 15. Maak 'n nota as jy nie jou Bybel hier so het nie. Maar ek wil hê jy moet dit saam met my volg. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die hoe met 'n hoofletter en verhewene wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. En hoor wat sê hy? Ek woon in die hoogte en in die heilige plek.
God woon in die hoogte, hy woon in die hemel, hy sit op die troon, Jesus langs hom, waar hy vir ons intree. Maar, wat sê die skrif? Hy woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryzelde en die nederige van gees. God woon in die hemel. Maar hy woon by die een wat nederig is, wat die eie ek gekruisig het, wat sê, I'm nothing. En daar is 'n liedjie wat ek wou gesing het, miskien kan ons dit nou sing, net, without him, I would be nothing. Without him I surely fail. Without him I would be, what's it, drifting like a ship without a sail. Wat sê die gedigter? Wat ek is maar net genade. Wat ek het, is maar net geleen. Eintlik smag ek na die waters van rus. Lei my vanaand daarheen, Here. Soek jy herlewing? Dan moet jy baie laer buig as wat jy tans doen. En ek praat met Clemens eerste. Ek praat met myself, familie. Ek praat met myself. Herlewing kom wanneer jy meer Jesus bewus is as selfbewus. Dit beteken ek kom met die pad uit, Here, sodat U ruimte kan hê om te doen wat U wil doen. Jakobus 4 vers 6. Dis 'n verskriklike skrif. En ek dink, nou onlangs het ek met my eie gemeente moes praat oor hierdie ding. Want die Here het vir my duidelike woord gegee, om te sê, pas op vir hoogmoed by Kruiskyk Familiesentrum. En ek moes hulle aanspreek. Want die Here praat, ek is nie bang om te sê, so sê die Here nie. Ek is nie 'n people pleaser nie, ek is 'n God pleaser. En hier is dalk van julle wat sê, Clemens, ek hou nie van jou nie. I love you, my brother. Jy moet nie my vinnig vergewe, want ons gaan saam in die hemel in, halleluja. Maar Jakobus 4 vers 6 staan soos 'n paal bo water. God weerstaan die hoogmoedige en gee aan die nederige gee hy genade. Soek jy genade, buig laag. Lê laag. Sabararabotoromosika in. O Here, help ons. Ek weet nie of God met iemand praat vanaand in hierdie plek nie. Ek wil afsluit, ek is klaar. Dudley, waar is daai man wat so mooi klavier speel? Waar is daai chommy van my? Waar is hy? Is hy hier? Armand, kom my ou chom. Jesus, hierdie man speel mooi klavier. Ek wil eendag as ek groot is soos hy speel. Speel somme in F. Without him, I would be nothing. Luister, kom ek sê gou dit vir jou, voordat ek hierdie skrif lees en klaarmaak. 'n Dokter sal jare studeer om 'n dokter te word, ter voorbereiding. 'n Atleet sal ure oefen om sy trofee te wen. Maar wanneer ons kyk na herlewing, dan dink ons kan maar net aanploeter, soos ons aanploeter. En dink ek, dit gaan eendag uit die lug uitval. Hier is dit. Kom ek sluit af. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid in my aangesig soek. En hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. In die volgende vers, hoor mooi. En wanneer dit gebeur, wanneer 'n kerk weer homself verootmoedig, bid en die aangesig van God soek en bekeer. Nou sê die Here, sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis uitverkies, Dudley. Pa,
Kruiskyk Familie Sentrum. Ek het hierdie huis uitverkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid. En my oë en my hart sal altyd daar wees. Amen.